Ons is dan nou net 3 mense in die kerk vandag. Kom ons sing so 'n bietjie saam. Gesang 352, 352. Gesang 352. Kom ons sing daarvan vers 1 en vers 3. Gesang 352. Na gesang 354, gesang 354, ons sing daarvan al 3 die strofes.
bietjie van 'n onbekende melodie, maar is baie mooi. Ek dink ons moet hom bietjie leer. Gesang 358. Gesang 358. Kom ons sing daarvan vers 1 en 2. Net langsaar, gesang 359, verse 1 en 2. Gesang 359, verse 1 en 2. Baie dankie, ons het sommer mooi aangegroei gedurende die voorsang. Die afkondigings namens die kerkraad. Daar is 'n Bybelstudie vanmiddag en soos die Here wil ook donderdag môre. Net vir die kerkraad en hulle vrouens wat hulle sal moet help onthou. Die diakonievergadering môre aand en die finansiële eiendomskommissie vergadering dinsdag aand 7:00. Volgende week, die 14de, is dit voorbereidingsdiens en ook deurkollekte vir die dowe vereniging. Die lief en leed, tannie Annetjie Buys en oom Charles Treurnig, oom Noel Fourie, tannie Alet en oom Japie van der Berg, tannie Anet Skeepers, tannie Kleintjie Lategan,
Frans de Tooy, Dr. Henny Smit, Tannie Martie Visser, sy is hierso. En sy vir haar, goed, nou ons bly sy is hier. Tannie Susie Skrader en Tannie Susie Koetser. Maar dit is maar moeilik so in die winter. Ek en my vrou was omtrent die meeste van die week ook siek gewees met griep. En as dit nou ouer mense is, dan moet mense aan hulle ook dink. So wanneer ons so in die winter is en ons kry self 'n bietjie siek, moet ons dink aan die ouer mense wat dit baie meer vang as wat dit vir ons vang en hulle aan die Here opdra. Verjaarsdag. Susan de Tooy verjaar die 9de, dit is Dinsdag. Roan Jonker verjaar ook Dinsdag en oom Charles Treurnig die 12de. Belangrike datums. Geliefdes, ons beplan 'n gemeentekamp die 9de tot die 11de Oktober. Dit is die eerste naweek na die Oktobervakansie. Wil ons 'n bietjie daar by Wemmershoek by die voortrekkerterrein gaan weer gemeentekamp hou. Knoop dit so lank in julle dagboeke vas, sodat ons 'n lekker gemeentekamp daardie tyd kan hê daarso in Wemmershoek. Ek sal meer inligting gee soos wat die tyd aangaan. Dan by die belangrike datums, maar nie wat op die afkondigings is nie. Die 14de, dit is volgende Sondag, beplan ons om weer gekookte etes te verskaf. Hou maar die WhatsApps dop, die menu en die pryse en alles sal daarso verskyn. En die 20ste Junie, dit is die week daarop, se Vrydag of Saterdag, is daar 'n verkoping by Meridium Skool en ons gaan weer pannekoeke maak en worsbroodjies maak en jaffels maak en skyfies chippies maak. So ons vra julle weer, die mense wat ons altyd so mooi help met bestanddele, dat julle ons weer sal bystaan met bestanddele daarby. Dan as julle agterop kyk, het ons 'n advertensie vir ons diner wat die 1 Augustus gaan plaasvind. Ons het 'n lewendige sanger wat daar optree. Ons het heerlike kos wat daarmee gaan wees. Dit gaan regtig 'n glans aand wees wat julle gerus al julle vriende en kennisse ook na toe kan nooi. Julle sal nie skaam kry om hulle daar te hê nie. So julle die wat verlede jaar daarby was, sou agtergekom het hoe mooi dit is en hoe goed dit was. Die kaartjies is besig om uit te verkoop. Julle moet vinnig bespreek asseblief. Daar is beperkte aantal tafels beskikbaar. Dit is al van my af, maar daar is nog een groot projek wat ons besig is mee en dit is die Wildsvleisprojek. Ons wil net vir Sakkie vra dat hy vir ons bietjie meer opgewonde maak daaroor. Ek het alweer die verkeerde bril. My vrou sê ek moet 'n bril hê waar ek kan vers sien en hier lees, anders lyk ek soos 'n professor. Maar goeiemôre broers en susters. Dankie vir die geleentheid dat ek so vinnig 'n paar woorde kan sê. Jy weet, wildsvleis het geweldig gewild geraak in die wêreld en al die buitelandse besoekers wat hiernatoe kom, koop dit op. Soveel so in Namibië wil hulle amper nie meer biltongjagters soos ons dit noem, waar jy net vir jou eie vleis jag toelaat nie. Want al die nagoesters en die oesmense gaan oes die wild vir gastehuise, restaurante ensovoorts. Wat nogal interessant is, so dit is besig om baie toe te neem in gewildheid as dit reg hanteer word. En ek het gedink ek wil net vanoggend vir julle so ietsie vertel. 'n Goeie wildvleisprojek begin by lank voordat die vleis op jou bord is. Dit begin eintlik by voorbereiding van die jag en hoe dit hanteer word, hoe goed die jagter voorberei
en hoe vinnig die dier dood is en hoe vinnig die vleis reg hanteer word in die koelketting. So dis 'n geweldige tegniese ding, maar as dit reg hanteer word, is dit ongelooflik lekker. 'n Klomp mense het oor jare nie goeie ondervinding gehad van wildsvleis nie, want dit was nie noodwendig reg hanteer nie, maar vandag weet almal dat wildsvleis is van die gesondste, lekkerste vleis wat daar is. So ons het hierdie jaar besluit om 'n bietjie ook uit te brei op die hoeveelheid produkte wat ons het. Net so 'n bietjie interessant dit te hanteer en te kyk of hoeveel ons wel uit die bokke uit kan kry. Wat natuurlik 'n kuns is, want daar is net soveel stuik en daar is net soveel ramp en daar is net soveel van alles. Maar is 'n lekker geheim om elke stukkie te probeer tot sy beste te gebruik. So, jy sou al op die advertensies gesien het, dat daar net gewier, my vrou se fotootjie vat, daar is hy. So, jy het gesien daar is wildspastei, nou dit is altyd elke jaar 'n groot wenner, R165 elk en is 'n lekker groot pastei. Daar kan eintlik maklik 4 mense knippeldik eet daaraan, maar kom ons sê, as dit nou in my huishouding is, sal dit seker 3 wees. Maar ten minste 4 dink ek daarom. Dan die maalvleis, R110 'n kilogram sou u gesien het, die versagte steak of biefstuk, noem dit nou maar in Afrikaans, wat 'n bietjie gekap en hanteer raak, dat dit lekker sag is, jy kan schnitzels of enigiets daarvan maak. En dan het ons hierdie jaar curry sausaties, verlede jaar het hulle vir ons dit gemaak en dit was baie lekker. Die droewors kom elke jaar baie goed. Ons gaan hierdie jaar so 'n bietjie iets ekstra daarmee doen. Ek het onlangs 'n klomp droewors gemaak met wagyu vet by, wat verskriklik lekker gekom het. So ons gaan dit self hanteer, ons gaan die wors en die droewors hierdie jaar self maak, nie by daai verwerkingsaanleg nie. Ons gaan dit self hanteer en ek gaan die wagyu vet bysit. Ook so met die boerewors. Dan sou u gesien het, ons het ook kaaswors daar op die advertensie, teen R120 'n kilogram, dis 'n lekker verskeidenheidsproduk wat jy by 'n braai kan gebruik of in die oggend by ontbyt, maar ons het dit verlede jaar laat maak en ek gaan definitief vir my weer 'n klomp daarvan kry want dit is baie lekker. Kookvleis, daai lekker potjie wat ons kan maak, ons gaan net die ronde bene wil ek amper op die skenkels daarvoor gebruik hierdie jaar, die res gaan na pastei toe. Ons gaan ook biltong bites hê. So, die vleis is reg hanteer, ek kan u verseker, dit was 'n baie goeie jag. Die jagters het goed voorberei en dit was net kopskote, so daar is nie vleisskade nie. Dit was regtig lekker en ek glo almal wat ons ondersteun sal dit baie geniet. Die laaste ding wat ek egter ook wil vra is, ek wil graag julle almal se ondersteuning vra. Met ander woorde, nie net vir die aankoop daarvan nie, maar versprei vir ons op julle netwerke die advertensie, sodat ons lekker baie kan verkoop en as dit uit is dit goed, dan kan ek dalk nog bykry, maar laat ons so gou as moontlik dit uitverkoop, dat dit nie in die vrieskas wag nie. Maar elke een se duim het ek nodig. Daar's party van julle wat met die voorvinger werk, maar gebruik die duim, versprei daai boodskap en laat ons so gou as moontlik hierdie projek 'n groot sukses maak. Dankie vir die ondersteuning. Baie dankie broer Sakkie. Daar's 'n nuwe boodskapper voor. Dit gaan oor identiteit. Ons identiteit word baie keer bevraagteken en ons weet nie altyd presies wat ons identiteit moet wees nie. Almal van julle is nie so oud soos ek nie, maar ek kan onthou hierso in die begin van die nuwe Suid-Afrika wou hulle vir my 'n identiteit gee as 'n reënboognasie mens en ek het nie daarvan gehou nie. En dan kyk die mense jou snaaks aan. Hoekom wil jy nie deel van die reënboognasie wees nie? Wat is jou probleem nou met die identiteit wat ons vir jou wil gee? En dan begin ons twyfel oor ons identiteit. Nou hier gaan 'n hele boodskapper oor identiteit. Die hoofartikel deur die redakteur is Christen Afrikaner of Afrikaner Christen. Iets interessant waaroor 'n mens kan dink, is jy eerstens 'n Christen, dan 'n Afrikaner, of is jy eers 'n Afrikaner en dan 'n Christen? So dit is dinge waaroor ons kan dink om ons identiteit weer te probeer vasmaak. Want in ons moderne wêreld wonder ons partykeer, wat wil die wêreld hê moet ons wees en wat wil die Here hê moet ons wees?
en hoe moet ons dit probeer verwerk met ons lewenswandel in die wêreld as Christene? Baie interessant, neem vir julle daarso elkeen, vir elke gesin 'n boodskapper. Geliefdes, kom ons sing ons wydingslied en ons begin met Gesang 6, vers 1 en vers 2. Gesang 6, vers 1 en vers 2. Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons blaai na Gesang 35, vers 1 en 2, as lofsang aan die Here. Gesang 35, vers 1 en 2. O
Geliefdes, na die wet van die Here, doen ons skuldbelydenis uit Gesang 57. Gesang 57, Gods wet vra al ons liefde. Gesang 57 vers 1 en 2. En na die apostoliese geloofsbelydenis, Gesang 84 vers 11. Na die wet van die Here, Gesang 57 vers 1 en 2. En na die apostoliese geloofsbelydenis, Gesang 84 vers 11. Geliefdes, ek lees vir ons die wet van die Here, en ek lees dit vanmôre uit Matteus 22, vanaf vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het die vraag gestel om hom te versoek, en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Aan almal wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot ons enigste verlosser en saligmaker, ons Here Jesus Christus, verkondig die woord van God die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom sal bly, solank hy in sy sonde bly lewe. Geliefdes, kom ons bely ons geloof en ons doen dit vanmôre weer deur die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
Geliefdes, die woord van die Here kom vanmôre uit Romeine hoofstuk 3. Romeine hoofstuk 3. Met die woord van die Here ook voor ons, kom ons man staan, en dan vra ons die seën van die Here. Here, ons kom in U in nederigheid. Want Here, ons is net skepsels wat na U beeld geskape is. En U beeld, Here, is vir ons wonderskoon en wondermooi. Maar dan verdraai en verwoes ons dit in ons eie lewens. En daarom is dit vir ons so mooi om in U teenwoordigheid te kom, om weer bewus te word van U beeld en hoe ons moet wees. Here, dat ons soos U moet wees. Soos U moet dink, soos U moet lewe. En Here, ons is dan vanmôre hier by mekaar om te leer by U. En ons vra, Here, dat U ons in genade en in liefde sal aansien. Want Here, ons skiet so ver te kort. Ons het so baie wat ons van U moet leer. Maar ons is gewillig. En daarom vra ons, Here, dat U met elkeen van ons hier sal spreek. En ons aan die hart sal raak. Amen. Goed, in ons gereformeerde Calvinistiese teologie, nou dit is 'n vreeslik gelaaide woorde wat ek daar gebruik, gereformeerd en Calvinisties. Dit beteken dat alle Christene in die wêreld verstaan alles nie dieselfde nie. En die manier waarop ons dit verstaan is gereformeerd en Calvinisties. So, ons verstaan dit op een manier en dan is daar ander mense wat dit op 'n ander manier verstaan. Nou, ons het 'n hele paar slagspreuke in ons gereformeerde teologie, maar een van die wat julle moet ken is die 5 solas. 5 solas, julle kinders moet dit ook maar beginne leer, né? Want sola is 'n Latynse woord wat sê enkel of alleen. So, daar is 5 dinge waarop ons geloof bou. En ons moet begin hulle so, ons sê, mens kry net regverdigheid, of 'n mens gaan net hemel toe, deur Jesus, alleen Jesus alleen. Daar is ander mense wat sê, nee, wag. 'n Mens kan hemel toe gaan as jy aan Boeddha ook glo, jy kan hemel toe gaan as jy aan die Hare Krishna glo, jy kan hemel toe gaan. Ons sê nee, Jesus is die enigste verlosser en saligmaker, alleen. Ons sê, die woord van God alleen. Daar is niks anders wat vir ons gegee word as net die Bybel nie. En alles wat ons glo is gegrond in net die Bybel.
daar's ander mense wat nie met ons saamstem nie. Hulle kry dan 'n droom. En dan in die droom sê Jesus vir hulle iets anders wat nie deel is van die Bybel nie. En dan kom hulle en hulle sê, maar ek het 'n droom gehad waar die Here Jesus vir my iets gesê het en julle moet nou daarin glo. Ons het so rukkie terug 'n voorbeeld gehad van 'n bekende persoon in Suid-Afrika wat oor die wegraping gepraat het. Ons sê nee, die woord van God alleen. Nee. Ons sê, ons word gered deur genade alleen. Met ander woorde, genade is iets wat ons ontvang en God gee vir ons die genade sodat ons die verlossing kan kry. Dis nie ek wat iets doen nie. So dis nie ek wat besluit ek wil die Here dien nie. Dit is die Here wat besluit hy wil deur die Heilige Gees in my werk sodat ek die Here dien. Deur genade alleen. Ons sê nommer 4 in liefde alleen. Dit is net omdat God ons liefhet dat hy dit vir ons doen. Nie iets wat ons doen nie. En dan vandag kom ons en ons praat oor geloof alleen. Deur die geloof alleen. So 5 alleens. Christus, wag, ek het een verkeerd gehad. Die geloof alleen, Jesus Christus alleen, die Bybel alleen, genade alleen, tot eer van God alleen. Tot eer van God alleen is die ene wat ek verkeerd gehad het. Tot eer van God alleen. Goed, so ons praat oor geloof alleen. Kom ons lees daarso Romeine 3 vers 19. Romeine 3 vers 19. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie. Want deur die wet is die kennis van sonde. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, en die geregtigheid, naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig, en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sonde ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens regverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Tot sover, liewe broer en suster, die woord van die Here. Nou wat is die plek van die wet? Want ons lees mos in elke erediens die wet. Ons doen dit partykeer die wet soos wat die Here Jesus Christus dit gegee het. Ons doen dit partykeer deur Eksodus 20. So nou en dan op 'n ander plek dan lees ek die wet soos wat ons dit in die Bybel kry. En wat is die plek van die wet? Is die wet 'n manier om dalk hemel toe te gaan? En dan moet 'n mens as 'n mens eerlik daaroor wees sê ja.
Die wet is 'n manier om hemel toe te gaan. Want as jy die wet volkome onderhou en daar is geen keer wat jy ooit in jou lewe een keer een van die wette oortree het nie. Net as jy dit een keer in jou hele lewe gedoen het, dan val jy nie in die kategorie nie. So, as jy die hele wet, jou hele lewe volkome onderhou, dan is die wet 'n manier om hemel toe te gaan. Jy kan nie vandag besluit, maar ek gaan van nou af die wet onderhou nie, want jy het klaar sonde gedoen. So, as ons sê, mens kan deur die wet gered word, maar ons kyk na die definisie van hoe dit gewerk het, dan is die probleem, nie een van ons val in daai kategorie nie. Die probleem is, daar is geen mens wat in daardie kategorie val nie, daar is net een, en dit is die Here Jesus Christus wat sondeloos gelewe het, wat nooit in sy lewe een keer een van die wette oortree het nie. Net hy val in daai kategorie. Maar ons val nie in daai kategorie nie. En daarom dat Paulus vir ons hierso skryf van die woord van die Here, vers 19, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is. Dit is vir die mense wat sê, maar ek gaan daardie pad probeer. Ek gaan die pad probeer om die wet altyd in my lewe te onderhou. En dan sê hy, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Elke mond, elke persoon is doemwaardig voor God, as dit by die wet kom. Vers 20, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor God regverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Ons weet wat is sonde, omdat ons die wet ken. En nou is die vraag, hoekom lees ons dan die wet elke Sondag hierso? Dit is juis vir daardie rede. Dit is juis vir daardie rede om ons voor te stel en te sê, maar as ek nou nog gedink het, ek is goed genoeg, ek kan roem, as ek nog gedink het, ek is een van die oulike mense, want kyk, hier is ek in die kerk, en ek het verby al die mense op hulle fietsse en in hulle tekkies en met hulle bote en hulle motorfietsse gery om hier na toe te kom, kyk hoe mooi en oulik is ek, is om daar die knoppie af te sit. Om te sê, maar ons is doemwaardig voor die Here. Is jy alright? Okay. Ons is doemwaardig voor die Here. Nee. Maar wat dan? Hoe dan nou? En dan kom ons by geloof. Dan kom die oplossing. Vers 21. Maar nou is om te sê, maar wag, daar is 'n oplossing. Die wet, dit gaan nie werk nie. Maar nou, en nou moet ons luister, maar wat is die oplossing? Kom ons kry nou 'n oplossing, hier staan dit vir ons. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. En dan moet ons sê, sjoe, gelukkig, nee. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God is deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Hy sê die wet
maak almal doemwaardig, maar die geregtigheid deur die geloof maak almal geregtig. Maak almal weer reg voor God. Die wet maak ons verkeerd. Want ons het nou die wet gekyk en ons gesê, maar ons is verkeerd. Hoe gaan ons nou regkom? Die geloof van Jesus Christus maak ons regverdig, maak ons reg, gee vir ons geregtigheid. Daai reg en geregtigheid en regverdig maak ons reg. En nou vra ons, maar hoe werk dit? Hoe lyk dit? As iemand geloof in Jesus Christus het. Hoe werk dit, sien ons. Hy sê daar vir vers 22, die geregtigheid, naamlik van God. God maak ons reg. Staan daar. Dit kom van God af. Want sien, hier is die probleem. Hy het vir ons 'n wet gegee, en as ons die wet kon onderhou, dan sou ons reg wees, maar ons kan nie die wet onderhou nie. So nou is ons terug in die verkeerde posisie. En nou moet ons onsself regmaak, maar ons kan nie. Ons is magteloos. Iemand anders moet ons dan regmaak. En dit is wat die Here doen. Die Here kom en hy kom maak ons weer reg. Maar dis mos nie maklik nie. As iemand aan jou iets verkeerd gedoen het, en dit is iets wat jou baie skade aangedoen het, iets soos onsonde teenoor die Here, wat hom skade doen, as jy hom wil regmaak, wil sê maar, moenie worry nie, alles is reg, ek is weer lief vir jou, net soos wat ek was voor die tyd, daar is geen probleem nie. Dan moet jy jouself doodmaak, om daai persoon reg te maak. Want hierdie trots van jou wat gesê het, maar daai persoon het my so verkeerd behandel, en ek gaan dit net regmaak. Hy hoef niks te doen nie. Ek gaan dit regmaak. Moet jy jouself doodmaak. En dis wat die Here gedoen het. Ons is ongeregtig. Ons moet onsself in 'n probleem. Ons verdien hel toe te gaan. En dan kom die Here en hy sê, die geregtigheid, naamlik van God, en hy sê presies hoe dit werk, deur die geloof van Jesus Christus. Ons moet glo in Jesus Christus, want hy is een, onthou verlede week se preek, die een van God drie enig wat homself kom laat doodmaak het in ons plek. Ons hoef nie te betaal vir ons sondes nie. Hy betaal vir ons sondes. Ons sondes kan net betaal word deur die dood. Jou eie dood, of die dood van die persoon God, wat jy skade aangedoen het. En hy kom sterf vir party van ons. Sy uitverkorenes. Ons wat hier sit. Vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Vers 23, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, maar hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing van Christus Jesus. Sonder dat ons enige iets verdien het. Sonder verdienste. Sal jy iemand vergewe wat dit nie verdien nie?
Sal jy vir iemand doodgaan wat dit nie verdien nie? Sal jy jouself seermaak vir iemand wat jou seer gemaak het, wat dit nie verdien nie? Dis wat die Here vir jou gedoen het. Ons verdien dit nie. Nie een van ons. Sonder verdienste. Kom hy en hy sê, maar kom ek maak jou weer reg. Hier is die wet. Jy het gesien jy is verkeerd, maar ek sal jou reg maak. Ek sal vir jou sterf. Ek sal die pyn dra vir jou sonde. Sonder dat jy dit verdien. Daarom laat vers 27 sê, wat is dan die roem? Kan ons nou rondloop en sê, ek is 'n Christen, en ek lewe goed, en ek lewe mooi, asof ons daarop ons eie krag wil roem? Nee. Wat moet die wêreld sien? Die wêreld moet sien, ja, hier is pragtige Christene in ons land, pragtige Christene in ons gemeenskap, maar as hulle jou sien in die gemeenskap werk en met die mense werk rondom jou, en as hulle sien hoe lief jy vir die Here is, dan moet hulle nie tot die gevolgtrekking kom en sê, o, kyk hoe mooi is Dominee Jan nie. Dan moet hulle tot die gevolgtrekking kom en sê, ek wil ook sy God dien. Want kyk hoe lewe hy. En dit noem ons dankbaarheid. En daardie geloof kom, en die Here gee dit vir ons as 'n gawe. Glo mens aan iets wat dit verdien? Geloof moet verdien word. Maar wie kan dit beter verdien as Jesus Christus? Hy het al hierdie dinge vir jou gedoen. God het jou reggemaak. En dan kom hy deur die Heilige Gees en hy gee nog die geloof ook. So ons kan nie eers sê, dit is deur my eie geloof, dat ek gered word. Ek moet sê, dit is deur die geloof wat die Here vir my gegee het, dat ek gered word. En daarom dat ons sê, hier, hoe werk dit? Vers 25. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sonde ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy, dit is God, Jesus Christus, self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Christus is. Ons neem dus nou aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Nou hoekom lees ons dan die wet? Want daar is baie Afrikaanse kerke wat deesdae nie meer die wet lees nie. Want hulle sê, ons word gered sonder die wet. Hoekom moet ons nou nog die wet in die kerk lees? En dan kom ons klomp en ons sê, nee, ons wil elke Sondag die wet hoor. Die rede kom in by, ons is baie lief vir die wet, want dit is hoe ons die Here kan dien. Dis hoe ons hom gehoorsaam kan wees. Dis hoe ons hom dankbaar kan wees.
Die wet, as ons hom volkome onderhou, kan ons hemel toe gaan, maar ons kan nie. Maar omdat ons hemel toe gaan, omdat ons geregverdig word deur Jesus Christus, wat vir ons plek in ons sondes gesterf het en ons in hom glo, nou kan ons die wet onderhou in gehoorsaamheid en dankbaarheid. So ons onderhou nie die wet om deur die wet hemel toe te gaan nie. Ons onderhou die wet omdat ons hemel toe gaan. En nou lees ons die wet elke Sondag en ons doen dit vir al twee daai redes. Om ons te wys hoe sondig ons is en ons self te toets oor hoe ons gehoorsaamheid en ons dankbaarheid is. So dit gaan oor geloof alleen, sonder verdienste. Ek het in die begin gesê, daar is 'n probleem. Nie alle Christene glo dit nie. Daar's party Christene wat sê maar wag. Dit kan tog nie so werk dat ons sonder verdienste gered word deur geloof alleen nie. Daar moet tog iets wees. Jy moet tog, sê party, 'n datum hê. 'n tyd en 'n datum. Want daai tyd en daai datum is die iets. Anders sê nee, wag. Jy moet tog in meer as soveel liter water gedoop wees. Want as jy dit het nie, dan anders sê nee, wag. Daar moet tog iets wees wat jy gesê het, maar ek wil, jy moet daarom 'n rympie opgesê het, 'n gestekere gebed gebid het, om te sê, maar ek is nou bekeer. Daar's ander mense wat sê, nee, wag, jy moet dit daarom op 'n spesifieke dag aanbid, dit moet dan 'n Saterdag wees. Hierso sê ons, geloof alleen. Daar is niks daarby nie. En dit maak dit so mooi. Want sonder verdienste, sonder roem, is die volle prys vir ons betaal. Het God dit vir ons kom doen. So kom ons lewe in dankbaarheid en gehoorsaamheid en ons onderhou die wet, omdat God vir ons die geloof gegee het. Amen. Kom ons gaan staan. Here, ons is soos bedelaars voor U aangesig. Daar's niks wat ons U kan bied wat U liefde vir ons regverdig. Daar is niks wat ons doen wat U genade vir ons regverdig. Maar Here, dan is U liefde en U genade so oorweldigend dat U self kom en kom sterwe vir ons. Ja, Here, U gee vir ons elke dag ons daaglikse brood. U gee vir ons elke dag ons gesondheid en ons krag om ons dagtaak te doen. Maar bo alles, Here, kom U en U maak ons regverdig. U gee vir ons geloof.
Hoe heerlik, Here, om 'n bedelaar voor U te wees. Hoe heerlik, Here, om in U teenwoordigheid te wees. Hoe heerlik, Here, om U gehoorsaam te wees. Amen. Daar is geleentheid vir die offergawes van die Here. Kom ons dank die Here. Here, ons lewe loop oor van goeie tierenheid, van heerlikheid, sonder dat ons dit verdien het en sonder dat ons daarvoor gewerk het. En daarom, Here, wil ons vir U vra om ook ons gawes vir U te neem. Here, nie net ons geld nie. Here, neem ons krag en ons vermoëns en ons lewens en ons werke. Here, neem alles vir U. Amen. Dankie broers, gesang 263. 263. Kom ons sing daarvan vers 1 en vers 2 staande saam, gesang 263. O
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.